Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Ek is Chantel Whites en is 'n absoluut voorreg om die woord van die Here saam met jou te bedien, waar jy ook al vanaf ingeskakel is. En ek weet, ons is nie net local nie, ons is nie net in die area of in die land nie. Ons is baie mense skakel in van Namibië, baie mense skakel in van Mpumalanga, baie mense skakel in van oorsee. So, daar's 'n hele paar mense wat ons volg, natuurlik dan ook op 'n maandag. So baie dankie en weer eens ook aan Pastor Clemens Mans en Pastor Stefanie Mans, wat ons as Kruiskyk content providers die kans gee en die geleentheid gee om die evangelie te preek, en dis baie belangrik. Mense, ons kan nou maar maak wat ons wil, maar die woord van die Here staan. Hy het gestaan, hy staan en hy gaan vir ewig staan. Dit is nog net so. Of jy nou afvallig is en of jy nou by die Here is, die woord van die Here gaan nie verander omdat jy en ek verander nie. Partykeer wil ek hê, iemand het eendag gesê, ek het Nele Noordag gesê, iemand het eendag vir my gesê, "Nuut wil, maar kan ek nie bid, Here, laat my wil geskied." Toe sê ek, my skat, as die Here moet laat ons wil geskied, dan is alles oor, dan is dit verby. So die Here se wil moet geskied, sy wil en sy wil alleen. En op die einde van die dag, dan wanneer die ding deurgetrek is en is 'n jaar of 2 of 3 jaar ver, as sien jy nie, die Here, U moes dit gedoen het. U moes hierdie ding vir my gedoen het, because as ek hom gedoen het, dan was daar vir ewig kwyferne. Daar was vir ewig kwaad, daar was nie reconciliation as ek moes klaar gepraat het nie. So dit is absolute important dat die Here praat. Nie ek en jy praat nie. Die Here moet praat. So die Here is getrou, die Here weet wat hy doen en die Here is in beheer. Ek wil julle vandag bemoedig uit Hebreërs 4 uit. En ek wil eintlik begin, en ek het dit nou ek dink in die week, laas week ook genoem vir die kerk, en ek het dit genoem op ons WhatsApp prayer meeting. As jy ons WhatsApp prayer meeting wil join, stuur 'n boodskap na ons WhatsApp, ons Step Up WhatsApp nommer toe en sê jy wil die WhatsApp prayer meeting join. Want wat gebeur is, van 2019, van het COVID-19 begin het ons bidure gedoen op WhatsApp. So net maar of ons in die bidhuur bid, en ons is op die radio in die oggend, donderdag en vrydagoggende doen ons live prophetic prayer meetings, maar tog op 'n woensdag aan doen ek ook 'n WhatsApp prayer meeting. So daai WhatsApp prayer meeting het al die hele wêreld rondgegaan. Ons stuur dit uit, en mense se lewens word gestig, en mense se lewens word verander, en mense leer om te bid, en mense leer om die Here te vertrou. Mense, die disippels sê vir Jesus, hulle sien wat Jesus doen, hulle kyk na hoe dinge gebeur het, en weet jy wat vra hulle vir hom in Matteus 6? Hulle kon vir hom enigiets gevra het, hulle kon vir hom gevra het, ons wil ook op water stap, ons wil ook wonderwerke doen, ons wil ook mense ons wil ook hê dat mense, as ons hande op die siekes lê om te hulle gesond, hulle kon allerlei goed gevra het, maar hulle vra nie dit nie. Hulle praat met Jesus in Matteus 6 en hulle sê, leer ons hoe om te bid.
Hulle vra iets wat weet jy nou, kom vra hulle vir hom, leer ons om te bid, because as hulle vir hom sien kom, uit waar uit die berg, uit waar hy gebid het, my mense, dan het die wonderwerke gebeur. So dis belangrik dat ons moet doen dit wat Jesus sê ons doen. So ek gaan unfortunately ek nou my Engelse Bybel en Afrikaanse Bybel, ek gaan Afrikaanse Bybel kry in die studio, en dit sê, the word of God is living and it's active and it's full of power. Die woord van God is lewendig en kragtig en is vol krag. Dit is lewendig, dit is aktief en vol krag. And it's there to operate, to energize and to be effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating far as a division of the soul and the spirit, the completeness of a person, and of both joints and marrow, the deepest parts of our nature, exposing and judging the very thoughts and the intentions of the heart. And not in a creature exist that is concealed from his sight, but all things are open and exposed and revealed to the eyes of him with whom we have to give account. Die woord van die Here in Afrikaans is skerper as enige tweesende swaard. Dit sny deur murg en dit sny deur been. Dit sny tot in die kol, dit sny tot in jou hart, in jou murg sny dit. En die woord van die Here in die eerste plek wat hy vir ons sê is lewendig. Die woord van die Here is lewendig. Die woord van die Here is nie dood nie. So as ek dit verstaan, kinders van die Here, dan vra ek vir my eerste vraag is, hoekom het ek 'n stagnerende getuienis, of hoekom het ek dan nie elke dag 'n getuienis nie? Of hoekom is die woord dan nie aktief in my lewe nie? Because onthou net, die woord is nie onaktief omdat jy onaktief is nie. Die woord is aktief, jy is onaktief. Die woord is aktief whether ek het wil glo of whether ek het nie wil glo nie. Die woord is aktief whether ek hom aanneem of ek hom nie aan. Die woord is nie gebuis op jou emotions nie. Die enige tyd wanneer die woord buis is op my emotions is wanneer die woord nie vir my kan werk nie, want ek glo nie in die woord nie. Maar ek praat nie nou met ons wat nie glo nie. Ek praat met die wat die Here vertrou. Ek praat met die wat die Here volg. Ek praat met die wat die Here dien. Ek praat met die wat 'n verhouding het met die Here. Ek en jy moet elke dag getuienis hê. Ons moet huis toe kom en iemand se lewe moet aangeraak word. Ek moet huis toe kom en ek moet 'n account hê vir die dag wat ek hierdie uur wat die Here mee toevertrou het mee. Ek moet 'n account gee, want onthou net die Bybel sê ons gaan rekenskap gee vir alles wat ons gedoen het. Vir elke uur van ons dag wat ons nie die Here, my mens, ons gaan 'n account gee. Dit is net wat dit is. Of wat nou jy is of wat ek is, ons almal. So ek moet, wat doen ons? Doen ons dit wat die Here wil hê ons moet doen? Ek sê nie elke dag as ons daar boer nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê nie elke dag as ons op 'n high nie, dis nie wat ek sê nie. Maar kan ek rekenskap gee van my dag, van my week, van my maand, van my jaar? Is iemand se lewe verander deur die evangelie wat ek gepreek het? Is iemand se lewe verander deur dit wat binne in my is? Het ek iemand se lewe geraak deur die volle evangelie of nie? Is mense se lewens verander of nie? Is mense se toekoms, sien hulle dit anders as gevolg van die woord? Ek het 'n paar weke gelede toe bid ek en die Heilige Gees sê dit vir my. Hy sê vir my dat Hartman sê soos hy gesê het. Hy sê vir my dat is there a blood trail after you? En die vraag wat by my kom is daar 'n bloedtreis dat ek die Here dien en dat die Here doen 'n werk as ek deurgekom het? So beteken as ek hier deurkom, is daar evidence dat ek die Here dien. The way he said it to me was, is there a blood trail of me when you have passed through? En dit was nie net 'n pass through en ek is nou in die moment of ek is in die kerk of ek praat van, is daar 'n bloedtreis van die Here se sterkte en se opstanding in my lewe, in my generasie. That's what I want to say. Is there something in my life that I've walked in because dit is wat die Here met my gepraat het 'n paar weke terug. Hy sê vir my, every generation and every dispensation have people that leaves a mark that people can point to. People, in the day of Catherine Kuhlman, we are still talking about Catherine Kuhlman. We are still talking about the Smith Wigglesworth. We are still talking about the Graham, the Billy Grahams. We are still talking about the Jimmy Swaggarts, because in their generations
they have served the Lord and they've left markers in life by the blood of Jesus that no one can deny, but these people serve the Lord. And I'm just talking about 4 people. There's thousands and millions of people that have served God in their lifetime. Wat jy, as jy nou maar nou wil, jy wil nie van hulle hoor nie, maar hulle is daar. En ek praat nie net van name wat jy in kan tik op Google nie. Ek praat van die Antjie om die straat. Ek praat van die oom wat op die hoek gewerk het. Ek praat van die een wat ek praat van doodgewone mense wat extraordinary goed gedoen het vir die Here op aarde. Evangeliste wie se name ons nooit sal onthou, wat miskien op die treine gepreek het nie, maar manne en vrouens se siele tot bekering gekom op treine. Ek praat van, het jy 'n merk gemaak? Het ek en jy iets gedoen wat ons kan sê, want die Bybel sê vir my, die woord van God is kragtig, dit is skerper as enige tweesnieude swaard, dit is lewendig. Hy begin te sê, it's living, het is lewendig, maar die vraag is dit lewendig in jou lewe? Want die probleem is, ons dien nie die Here, vandag as ek op 'n high, so nou vandag wil ek hier, nie my mens, ons dien hom of verdien hom nie. So, as die woord van die Here dan lewendig is, hoekom is daar nie evidence in my lewe nie? Dit is die vraag. Hoekom is daar nie evidence dat die Here is lewendig in my? Because die woord is dan lewendig in my lewe. So as die woord lewendig is in my lewe, hoekom het ek nie 'n getuienis nie? Hoekom, of ek het 'n getuienis, maar is 10 jaar oud getuienis. My dierbare, jy kan nie die Here dien vir die laaste 20 jaar van jou lewe, maar jy 10 jaar terug se getuienis nie. Dit beteken vir my niks. Jy moet vir my nou iets sê, jy moet vir my nou kan iets sê. Iets moet jy vir my kan sê wat die Here nou gedoen het. Weet jy hoekom? Die Bybel sê in Openbaring that we overcome Satan by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Ons oorkom die vyand deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Wat beteken ek moet 'n getuienis hê. Ek moet 'n lewendige, 'n kragtige getuienis hê. Die Bybel sê 'n ware getuienis red lewens. Wat beteken ek moet 'n getuienis hê sodat ek die vyand kan terugdruk in sy dop, because why? Hy het niks op my nie. Omdat ek dan die Here het lewendig in my lewe. Ek kan nie en ek kan ook nie op iemand anders se getuienis hardloop nie. Jy kan nie op jou broer se getuienis hardloop. Die Here het hom verlos van kanker nie. Baie dankie Here, en ons vertrou dan dat jy gaan jou voluit lewe, maar daai getuienis is nie my getuienis nie. Ek kan praat daarvan, want ek het dit gesien dat die Here iemand aangeraak en genees van kanker, maar in reality is that his testimony. Wat is my getuienis? Because ek moet my eie ware getuienis hê wat lewens red. Ek moet my eie getuienis hê. Ek en jy gaan nou en dan gaan ons deur 'n ding. Ons gaan deur 'n ding en wanneer ons uitkom, dan kom ons uit. And it is important, het is baie belangrik dat ek en jy by die plek kom waar ons sê, Here, ek wil U dien met my hart en met my siel. Ek wil in volheid by U kom. Ek wil U aangesig soek. Ek wil U dien. Ek het hier 'n klomp baggage, ek het my verlede roep my, maar Here, ek bid dat ek U sal soek. Ek bid dat ek nader na U, sodat U na my kan nader. Ek bid dat ek by 'n plek kom, Here, waar die Bybel sê dat resist the devil and he will flee. Dat ek by 'n plek kom waar ek weerstand bied teen die vyand. Ek moet weerstand bied teen hom. Never mind hoe hy blaf en hoe hy leeu, hy is soos 'n brullende leeu en hoe hy brul hier agter my. Hy's 'n leeu met 'n bek met niks tande in nie. So hy brul hier agter my, is soos 'n brullende. So which means hy kan brul, maar daar's niks krag in hom nie. Maar ek gaan dit nie weet as ek hier vas staan in die woord nie. So ek en jy moet by 'n plek kom waar ons vas staan in die woord van die Here wat kragtig is, my mens. Die woord van die Here is lewendig. Dit is skerper as enige tweesnede swaard. Dit sny, sê die Bybel, deur murg en deur been. Dit sny tot op die wortel. En die Bybel sê hierso dat dit is die judgment in my hart. So die woord sny in my hart en enige ding wat nie van God af is nie. Hy het die reg en die mag en die krag om daai kanker uit my hart uit te haal. Daai onvergewensgesindheid, daai bitterheid, daai verkeerde maniere wat ek het, daai ding wat ek nie moet doen nie. Apostel Paulus sê, die ding wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Die ding wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. Die ding wat ek moet doen, ek doen dit nie. En dit is die goedes waarmee ons te doen is. Ek neem by 'n plek kom waar ons sê, Here, maar dit is nie wie ek is nie. Dit is nie wat ek wil doen nie. Dit is nie wat ek is en dis nie wie ek is nie. So, ek bid vandag dat die Here ons almal sal besoek. Dat die Here ons almal gaan besoek. Dat die Here ons almal gaan vrymaak. Dat die Here ons almal gaan losmaak. Dat ons by 'n plek kan kom wat ons sê, Here, ek weet nie eens hoe ek vorentoe gaan nie. Ek weet nie eens wat ek gaan doen nie. Ek weet nie eens hoe ek dit gaan doen nie. Maar wat ek wel weet is, Here, dat U my sal red.
dat U my sal genees, dat U my sal vrymaak. Dit is wat ek gaan vra. Dat U my, Here, sal hou in die holte van die hand en dat dit wat U woord vir my sê, dat ek dit sal word. Want onthou net die Bybel sê, die duiwel is die vader van leuns en al wat hy doen is, hy gaan vir jou 'n ding vertel wat klink soos die waarheid, maar is nie die waarheid nie. Hy gaan vir jou sê wie jy is, maar wat hy vir jou gaan praat is, hy gaan met jou praat uit jou verlede uit. Jy kan nie uit jou verlede vir jou dictate in die toekoms in nie. Wie ek nou is nie wie ek was nie. Waarvanaf ek kom is dit niks. Ek is nie meer 'n gevangenes van waarvanaf ek kom nie. Ek is vrygekoop deur die bloed van die lam en dis die belangrikste. Hoe weet ek dit? Want die woord sê dit vir my. Die woord het my vrygekoop. Die woord het my vrygemaak. Die woord het my verlos. Die woord het my 'n nuwe gedagte gegee. Die woord het my praat verander. Die woord het my denkwese verander. Die woord het my oë verander. Die woord het my ore verander. Die woord het my hart verander. En my mens, as dit jou nie verander nie, beteken dit dat jy mors jou tyd om kerk toe te kom. Dan moet jy terug gaan na die Here toe en sê, Here, was my. Laat ek, because om in die kerk te sit, beteken nie is bekeer nie. Om in die kerk te sit, beteken nie gaan hemel toe nie. Dis die ding wat ons moet klaarklik weet. Ons beteken nie dat ek elke Sondag sit ek in die kerk, ek sit in 'n panel in die derde ry van vooraf. Almal sien vir my, almal weet ek is daar, maar ek het nie 'n verhouding met die Here nie. Ek het 'n verhouding met die kerk, maar ek het 'n verhouding met die Here nie. So ek staan by die deur, ek doen die ushering, ek tel die tiendes by die kerk op, ek doen al daai goed, maar ek het nie 'n verhouding met die Here nie. So wat beteken is dat my werke is soos vuillappe. Ek is soos 'n metaal wat gong, ek is 'n leë blik, ek beteken niks nie. En so wat ek doen, het impress nie vir God nie, my mens. Jy en ek moet 'n public, wat is die woord? Ons moet 'n openlike belydenis het, dat ek neem die Here aan as my persoonlike verlosser en saligmaker. En as jy dit nog nie gedoen het nie, my mense, moet jy dit nou doen. Because ons is ver in tyd in. Weet jy hoor nou goeters van kinders wat sterwe met hartaanvalle op 21. Jy hoor van kinders wat sterwe op 24 van kanker. Jy hoor goed wat jy jare terug nie gehoor het nie. Dit is amper soos, wat gaan aan mense? So weet jy wat? Ek en jy kan nie lewe asof ons tot daar gaan lewe nie. Ons moet lewe elke dag asof het, Here, as ek preek, moet ek my hart uitpreek. As ek klaar gepreek het, moet ek sê, nee, hy is niks binne my nie. As jy bid hier toe gaan, dan moet jy bid asof het die laaste gebed is wat jy in jou lewe gaan doen. As jy in die worship team is, my sister, jy sing dat jy voel jou longe val uit. Het moet voel, jy gaan nooit weer sing nie. Alles wat ons doen, het moet wees asof het die so that when he comes for me, there will be nothing left in me. Ek kan nie 'n boodskap kry, dan gee ek die helfte van die boodskap, because ek voel die ander helfte. Nee, when God gives you a message to preach, you preach the full gospel to the people of God. Van jy weet nie wie het wat nodig in die huis nie. Die een vat die ertjies, die ander vat die wortel, die ander vat die bromkool, die ander vat die hoender, die ander vat die aartappel, die ander eet die rys. Doesn't matter, jy skep die bord. Jy skep die bord, wat hulle eet van die bord af, it's got nothing to do with you. Ek skep net op as die ma, as die leier. Ek gee net die woord. Wat jy met die woord maak, my mens, is verby my. Ek moet net voor God staan en sê, but I've given everything. En baie keer dien ons God, maar ek kom. En ek kom nie by die volheid in nie. Jy moet die Here in volheid indien. Jy moet hom dien of jy moet los. Ek moet nie eendag kom en dink, Here, maar you know what I mean, ek het nog 'n paar jole gemis. Nee, my mens, jy moet die Here dien. Kom ons dien die Here. Kom ons dien die Here, want wat ek gekom beleef het met die Here dien. Weet jy wat ek gekom beleef? Ek het gekom beleef toe ek my hele lewe vir die Here heeltemal oorgee. Toe besef ek dit, om die Here dien is die beste ding. Is die beste besluit wat ek vir myself kon gedoen het. Nommer 1, nommer 2 en ek mis niks. Daar's niks in die wêreld wat vir my kan iets bied that can top the presence of God. Nothing. Daar's niks. Daar's nie 'n jol nie, daar's nie 'n klub nie, daar is nie 'n drank nie, daar is nie 'n alkohol nie, daar is nie 'n man nie, daar is nie 'n vrou nie, daar is nie geld nie, daar's nie juwele nie, daar's niks wat compare met die vervulling van God binne in ons wanneer ons die Here dien nie. Daar is nie 'n comparison nie. En dis hoekom wanneer jy die teenwoordigheid het van God kom en mense vra vir jou, hoe was die diens? Jy kan dit nie verduidelik nie. Because why? Die teenwoordigheid van God is, it is mind-blowing. Dit blow jou away. Dit gooi jou weg. Dit sit jou terug. Jy is
You are gone. You are gone. You know why? He is unexplainable. Because when He fills us, it's a satisfaction that jy kan dit nie in woorde sit. You know what I mean? Jy kan dit nie in woorde sit nie. Nou, hoekom wil ek dit verruil en ons verruil dit vir die dinge van die tydelike, vir die dinge van die wêreld, vir 'n aand uit, slaap met 'n man, slaap met 'n vrou, slaap met dit, doen dit. Ek is nou by 'n klap. Hoekom wil ek dit doen? En ek gooi 'n leeftyd van glorie weg. En weet jy wat doen ons? Ons miscalculate. En ek is in die moment van lust, en ek is in die moment van my emotions, en ek is in die moment van hierdie ding, en al wat ek wil hê is, ek wil 'n moment fix hê, en die duiwel vang ons met 'n moment fix, maar wat jy nie verstaan is, jy gooi 'n leeftyd weg, en ons mis dit. Ons mis dit. Die woord van die Here sê, hy's kragtig, en hy's skerper as enige tweesidede swaard, en hy's lewendig. So as hy dan lewendig is, laat hy dan lewendig wees vir my, laat hy dan lewendig wees vir jou, laat hy dan lewendig wees in my huis, laat hy lewendig wees in my singleness, laat hy lewendig wees in my huwelik, laat hy lewendig wees in my kinders, laat hy lewendig wees in my besigheid, laat hy lewendig wees as 'n apostel, laat hy lewendig wees as 'n whatever ek doen. Ek het in die laas week toe dink ek, as 'n apostel, for that is what God called me into. I'm starting ministries. So as an apostle, when I get to God one day, I'm going to account for what I carried. Daar moet siele wees wat na die Here toe gekom het. Daar moet bedieninge wees wat gelig was in die teenwoordigheid van God. Ek moet evidence wees van dit wat ek op die aarde genoem was. Because if that is who I am in heaven, and it's released on earth, now I'm an apostle Chantel, then the works of the apostle must walk before me. Ek moet evidence wees. Ek moet nie bang wees om vir jou die waarheid te kan sê nie, because my assignment is dat jy hemel toe gaan met myself en al. Ek kan nie vir jou 'n halfte bord kos gee, maar ek wil die beste hê nie. Ek moet vir jou die beste gee. Ek moet iemand wees wat lief is vir gee. Die kerk van die Here Jesus moet in orde gekontak word. Die huis van die Here kan nie onordelik, because that's not the calling of an apostle. Plans, establishes, and make sure that the house of God runs. So that's my assignment. So ek kan nie iemand anders se werk wil oorvat, maar dit wat ek geroep is voor, ek wil nou in die worship team sing, maar ek neem my mens, hardop in jou baan, dat die evangelie kan gaan, hardop in jou baan, dat jy die beste kan wees, wie God jou geroep het om te wees. And that's what it is. So, op die einde van die dag, we all will account for what we have done. Ek het oor die bid hier nou die oggend gesê, dat as jy 4 uur in die môre wakker skrik, wat het jy gemaak met die tyd? Was jy op 'n porn site? Het jy 'n man gebel? Het 'n vrou, wat het ons gedoen? Het jy in 'n ander vrou se bed wakker geskrik? Wat het ons gedoen? Ons gaan account, mense. Ons gaan account. En weet jy wat, ons by die kerk bly die goed is hoor nie, maar my mense moet maar sterk wees, want ek gaan hom vir jou sê, because iemand moet dit sê, want ons is mos te kalm, want as ek dit nou so gaan sê, dan gaan die kerk offended wees, en dan gaan jy die kerk los, met dierbare, die waarheid sal jy ken, en die kennis van die waarheid gaan jou vry maak, so jy moet maar sterk wees. Jy moet hom hoor of jy hom nou wil hoor of jy hom nie wil hoor, jy gaan hom nou hoor. Ons moet die Here dien. And I said it the other morning on the radio, wat ons mis, wat ons baie keer mis, the Holy Spirit is exactly what it is. He's a Holy Spirit. Die Here is heilig. Hy is nie 'n God wat vandag is hy blou, môre sy pinkie. Die woord gaan nie verander nie. Of jy nou 'n biljoenêr is, of jy nou 'n man is wat langs die pad lê, die woord verander vir niemand nie. En ons almal gaan deur die proses moet gaan van heiligmaking. It is just what it is. So of jy nog geld het of jy nog nie het nie, of ek kom uit en of jy kom nie het nie, that is not the point. The point is, I'm going to have to go through the process and the school of wilderness and the school of the Holy Ghost, and I'm going to have to repent my sins before God, and I'm going to have to go through the way, the truth and life, who is Jesus Christ, to get to the Father. En ek gaan met 'n public voor God belydenis doen dat Jesus die Christus is, anders gaan ek dit nie ingaan nie. Ek kan hierdie stoele vol sit in hierdie kerk en tot die stoel onder my breek, dit beteken nog niks. Ek moet die Here aanneem, en dis vandag my boodskap. Die woord van die Here sê, hy's lewendig, hy's kragtig en hy's skerper as enige tweesidede swaard. Hy sny my mens deur murg en deur been. So ons moet hom dien, ons moet hom dien, ons moet hom dien. Die Here seën jou.